Here, ons wil vir U kom dankie sê. Ons wil uit ons harte uit vir U kom sê dankie vir die lewe van Milan. Dankie vir sy lewe. Dankie vir sy ouers. Here, dankie vir hierdie familie vandag hier in Hartenbos. Ons bid dat U hom sal beskerm, dat U hom sal lei en dat U hom sal seën. Mag hy groot word in 'n huis vol liefde en geloof. En mag hy eendag self in hierdie huis kom kies, of die huis waarin hy gaan behoort, om U te volg. Ons vier vandag hier in Hartenbos U goedheid. Amen. En vriende, as ons saam herinner word aan vandag en aan die doop, mag jy nie net water sien nie. Mag jy nie net sien vandag nie. Maar mag jy ook ietsie ervaar het vandag, hoe God se liefde 'n naam roep. Sy liefde roep 'n naam. Milan. Dit is wat ons vanoggend saam onthou. Die woord van die Here kom vanoggend uit Markus 4. Dis daardie bekende gedeelte waar Jesus op die storm is. Ons gaan saam lees van vers 35. Op daardie dag toe dit aand geword het, sê Jesus vir sy disippels: "Kom ons gaan na die oorkant." Hulle het, lees ons in vers 36, Jesus se uitnodiging aanvaar. Hulle het toe die skare agtergelaat en Jesus saamgeneem, aangesien Jesus reeds in die boot was. Daar was ook ander bote by Jesus. 'n Ewige storm het opgekom. Die golwe het in die boot geslaan, sodat die boot reeds vol water begin word het. Jesus was self egter agter in die boot, op die kussing aan die slaap. Hulle maak toe vir Jesus wakker en hulle sê vir hom, nou vriende, as jy die Grieks gaan lees, dan moet 'n ou bietjie dieper lees as net sê vir hom: "Meester, gee U nie om dat ons vergaan nie." Toe staan Jesus op, bestraf die wind en sê vir die see: "Wees stil, bedaar." Die wind het gaan lê en daar het 'n groot kalmte gekom. Jesus vra toe vir hulle: "Waarom is julle bang? Het julle nog steeds nie geloof nie?" Hulle is met diep ontzag vervul en hulle het vir mekaar gesê: "Wie is hy tog? Wie is hy tog dat selfs die wind en die see hom gehoorsaam? Wie is hy tog?" Net so ver. Vriende, ek wil graag hê ons moet vanoggend by so 'n paar momente in hierdie skrifgedeelte by stil staan. Nou die eerste moment is dit wat van self kom. En hierdie moment het in ons lewe ook geen uitnodiging nodig nie. En baie maal is dit nie eers nodig om dit te verwelkom nie, want dit kom net. En dit is die moment van die werklikheid van storms. En miskien moet ons hierdie werklikheid nie mis nie. Mense sou dalk miskien hier kon vra, waar is die disippels? En 'n mens sou kon sê, ja, hy's nou daar iewers in die hawe besig. Maar dis nie wat die vraag is nie. Jy sien, die storm kom na Jesus se opdrag. Jesus is aan die woord. Ons kan nog dieper gaan, ons kan sê God is aan die woord. En dan is hierdie vraag, waar is die disippels
tans, dan kan ons hierop reageer. Op daardie oomblik, wanneer Jesus spreek, kom ons gaan na die oorkant toe, dan is hulle in die wil van God. Hulle is in die wil van God. En ons kan ook nog 'n bietjie dieper gaan deur te sê, hulle klim in die boot in. Met ander woorde, hulle is gehoorsaam aan die Here. Hulle is in die wil van God en hulle is gehoorsaam. En tog kom die storm. Vriende, ons moet dit nie mis nie. Baie maal dink ons dat as ons in die wil van God is, meer nog ons is gehoorsaam, dan gaan daar mos nie 'n storm kan kom nie. En hier leer ons die eerste werklikheid vanoggend. Om in God se wil te wees beteken nie jy is veilig van storms nie. Jy is veilig in die storm. Dis moment 1. Dieper nog, die storm in jou lewe is nie 'n bewys dat God jou verlaat het nie. En nou kom ons na seker die mees ontstellendste gedeelte in die Bybel. 2 woorde. 2 woorde, vriende. Ons lees dit, hulle het dit ervaar. Jesus slaap. Hy slaap. Hy rus nie maar net van die skares wat hulle geagtervolg het nou vir die afgelope klompie dae nie. Hy's maar net boeg. Hy gaan net so 'n bietjie springs toe daar agter in die boot. Hy gaan net so 'n bietjie skuins lê. Die golwe het al gekom, vriende. Die mense is al paniekbevange. Hy slaap deur dit alles. Hy slaap deur die storm. Die disippels daarteenoor is in doodangs, letterlik. Ek het nou 'n grappie gemaak met Tannie Leen deur te sê dis alles verby. Ek wonder wat het alles in daai bootjie gebeur, vriende. Toe daai storm opkom. Party disippels het seker die spane gegryp. As almal nou net saam roei, kan ons dalk na die oorkant toe kom. As almal dalk net saam kyk vir die oorkant, dan kan ons dalk by die oorkant uitkom. As almal saam net help die arme disipel met die klein emmertjie om die water uit die boot uit te gooi, dan kan die boot daarom dryf en dan kan ons weer reg wees. Uiteindelik toe iemand seker per ongeluk in Jesus vasloop, het hulle hom wakker gemaak. En die eerste ding wat hulle vir hom sê vir 'n Jesus wat opstaan. Ek weet nie hoe staan jy in die oggend op nie. Maar veronderstel jy staan op en dis 'n storm, vriende. Die boot is besig om te val. Hy dryf, hy sink. Dis verby. In daai omstandighede word Jesus wakker. En hulle eerste reaksie aan hom is: gee u nie om nie. En ek weet nie van jou nie, vriende, maar was dit nie al jou gebed nie? Het jy nie al hierdie gebed gebid nie? Here, sien u dit? Sien u dit? Gee u om. Hoekom doen u niks? En hier wil ek vir jou herinner, vriende, as geloofsfamilie vanoggend, dat ons miskien moet teruggaan na die eerste gebeurtenis, waar storms dalk miskien begin het. En ons is in die tuin. Die laaste woord wat God gesê het, is: moenie eet van die boom nie.
Die laaste woord wat Jesus gesê het was, kom ons gaan oor na die oorkant. En dan, vriende, moet ons ook nou maar hier vir mekaar eerlik sê, is God regtig teenwoordig? Kom ons gaan na die tuin toe. Is God teenwoordig wanneer Adam met die slang en Eva met die slang praat? Jy sien, want wat die vyand doen is, vriende, die vyand is baie slinks. En hy gebruik die stiltes. Hy gebruik God se stiltes. Ons gaan nou weer teruggaan na die tuin toe. Ek wil nie te vinnig spring nie. Maar die vyand wil hê jy moet God se stilte interpreteer. Hoekom? Want jy gaan uitkom by dit wat hulle almal beleef het in die boot en wat ons al baie maal beleef het in ons eie geloof agter die Here aan, en dit is God se afwesigheid. Sy afwesigheid. Maar Jesus is nie afwesig nie. Dis 'n leuen om te sê God is afwesig. Hy is nie afwesig nie. Meer nog, as hy wakker word, hy is nie paniekerig nie. Hy's nie doodangstig nie. Hy is ook nie oorweldig met dit wat gebeur nie. Hierdie omstandighede waarin hulle in 'n boot in die nag verkeer, hy is nie oorweldig nie. Waar is Jesus? Waar is Jesus? Hy is in rus. En ek dink ons mis dit hier, vriende. Ons mis dit. Hy is in rus. Hoe het Jesus hierdie vrede? Hoe het hy hierdie vrede? Hy weet wie hy is. Jesus weet wie hy is. As hy sy oë oopmaak en hy maak sy oë toe, weet hy wie hy is. Meer nog, hy weet hoe die storie eindig. Jesus weet hoe hierdie storie eindig. Jesus weet hoe ons stories eindig. Hy weet dit. En dan bring hy vrede. Maar hier moet ons dit ook nie mis nie, vriende, want ons spring te vinnig na die wonderwerk toe en dan gaan ons aan. En dis presies wat die disippels gedoen het. Dis die voetfout wat die disippels gedoen het. En ons kan net op een disipel fokus, Petrus. Petrus was in 'n hele paar storms. Fisies in die boot met Jesus. Hierdie keer was Jesus in die boot. Die ander keer het Jesus in die storm na hom toe aangeloop gekom. Jesus se fokus skuif. Vir hulle is dit oukei. Hy het mos nou die storm stil gemaak. Hy het die golwe laat bedaar van die see. Hulle is fine. Maar sien, vriende, dis hier waar ons nog moet vashou aan God, Jesus se teenwoordigheid. Dis hoekom sy teenwoordigheid so belangrik is. Ja, hy spreek die storm aan, maar hier moet ons dit nie mis nie. Nadat hy die storm aangespreek het, spreek hy nog iets aan. Hy kom spreek die eintlike storm aan. Nadat die golwe bedaar het en die see het bedaar, weet die Here Jesus dat die storm in ons gemoed, in ons hart, hoe goed jy jou hart ken, nie bedaar nie. En hy vra vir hulle hierdie een vraag:
waarom is julle bang? En dit is vir my so mooi in hierdie gedeelte, vriende. Wat alles vir hulle belangrik was hulle hele lewe. En dat hulle weer sal lewe. Die belangrikste ding vir Jesus is hulle harte. Na die storm is Jesus nog nie klaar nie. Is dit nie wonderlik om te hoor dat Jesus meer geïnteresseerd is in jou hart as net in jou omstandighede? Hy kon die storm stil gemaak het en ons sou vandag 'n wonderlike wonderwerk gehad het. Dit bevat my terug na die tuin toe. Wat sou gebeur het, vriende, as Adam gesê het, wag, God het in my lewe as Adam en mens 'n gesonde geloofsritme ingewerk om aan die aand met my te kom wandel. Dan het God na my toe gekom. Wat sou gebeur het as Adam gesê het, dit wat jy nou na my toe bring, om God te wees, het ek nie by die Here gehoor nie. Maar ek gaan daai tyd vanaand gebruik, wanneer hy na my toe kom, om hierdie groot ding met hom te deel. Die een wat weet, die een wat ken, die een wat lewe gee. Jy sien, Jesus kan die storm stil maak. Maar in hierdie storm in die boot, wil hy vir jou en vir my ook kom leer hoe om in hom te rus. Hoe om in hom te rus voor die storm stil word. Want dit is 'n belangrike teenwoordigheid van Jesus. Daai slapende Jesus is so 'n sterk beeld vandag. En dit bring my hierdie een woordjie waarmee ek so sukkel in my eie geloofsreis. Ag, en ek kan seker nou sê, dit is ou Verdiep se skuld. Ek het hierdie afgelope week worstel ek verskriklik met hierdie een woordjie vertroue. In my eie persoonlike geloofslewe. En ek begin toe die Verdiep oopmaak, want ek besef toe, kyk, daar's mos klomp veewoorde in die Verdiep boekie. En ek blaai deur, want ek gaan by 'n dag kom in hierdie 40 dae waar die hoofwoord gaan vertroue wees. Daar gaan 'n Bybelteks wees. Ek het vanoggend 'n boodskap. En ek begin daai boek blaai, want ek het nou al 'n paar dae agter my. Ek bedoel, ons is al verby 'n paar fees. En ek kom toe agter, maar hierdie woord is nie in die boek nie. Die woord vertroue is nie in die boek nie. En toe tref dit my. Maak nie saak waar ek daai boek oopmaak nie. Vertroue is op elke bladsy. Of dit die verwydwoord is, of dit die vermaanwoord is, of dit die verstaanwoord is, of dit die verhoudingwoord is. En ek wil die laaste gedeelte van die ontmoeting bietjie op hierdie woord fokus. Want ons dink baie maal dat vertroue is iets wat maar net kom. Ons is nog in die boot saam met die disippels. En wanneer Jesus die storm stil maak, en ons fokus so bietjie op hierdie woord vertroue, want ons almal weet, dit is tog net wat hulle moes nodig gehad het. Vir alle storms in ons lewe is hierdie woordjie vertroue in die Here so belangrik. En ek sukkel daarmee, so ek wil weet, waar kom hierdie woord vandaan? Waar is die begin van vertroue? En ek maak 'n skielike ontdekking. Vertroue kom nie van antwoorde nie. Vertroue kom nie van beheer nie. Die disippels het uiteindelik besef, hulle moet maar net almal geroei het, hulle moes maar net almal die water uit die boot uitgegooi het.
Hulle moes net gefokus het op die ander oorkant, dan sou hulle nooit beland het waar hulle was nie. Met ander woorde, vertroue kom ook nie van sekerheid nie, vriende, en ek weet nie van jou nie, maar hierdie dinge is nogal baie bepalend wanneer jy in 'n storm is. Jy soek antwoorde. Jy wil jou storm beheer, want jy wil net nie hê dat die storm jou moet beheer nie. En jy wil sekerheid hê. Jy wil sekerheid hê. En die sekerheid wat jy wil hê, nadat jy 'n paar keer getref is deur jou storm, maak nie saak hoe lank dit is nie, maar jy wil sekerheid hê dat jy staande is. Jy wil sekerheid hê. En dan gaan ons terug na die tuin toe en ons ontdek daar die geheim van vertroue. En ons leer die woordjie begeer so 'n bietjie op 'n anderste manier. Dat die Here ons begeer. Hy wil intiem in ons lewe wees. Ek wil saam met jou wandel in die aande. Ek wil na jou toe kom. En toe maak ek hierdie ontdekking dat jy kan net iemand vertrou wat jy ken. Dit sê nogal iets, vriende. Jy kan net iemand vertrou wat jy ken. Dis hoekom tyd saam met Jesus so belangrik is. Dis hoekom sy stem hoor, saak maak. En dis hoekom sy hart leer ken, saak maak. Want wanneer die storm kom, vriende, en ek is bereid om my lewe hier op die spel te sit vandag, my teologie hou my nie staande nie. En ek sê dit vandag kliphard, vriende. My teologie hou my nie staande wanneer die storm kom nie. My kennis alleen hou my nie staande wanneer die storm kom nie. Die vraag is nie, wat het jy? Wat het jy nie? Die vraag kom vandag na ons. Wie is in jou boot? Wie is in jou boot? Want al wat ons staande hou in hierdie lewe, en dit is die voorsiening wat God gemaak het, na die eerste storm, het hy voorsiening gemaak, dat die vlekkelose lam nie gespaar gaan word nie. Hy gaan nie gespaar word nie, want dit is hy, en hy alleen, wat sy mense in hierdie lewe gaan staande laat hou. Die Here Jesus Christus. Nou in die eerste diens het ek die mense so geskok, dat dit 'n nagmerrie was, vriende. Ek weet ons het 4 minute oor, ek het ook nou gekyk, maar nou begin die eintlike preek. Julle sal nou sê, as ek sê, ons moenie die groter wonderwerk mis nie, dan gaan jy sê, nee, maar die wonderwerk is dan nou reeds gebeur, dat is sommer 2 van hulle. Die golwe het bedaar en die wind is stil gemaak. Dis mos nou die 2 groot wonderwerke. En ek het 176 verse nodig om my punt te staaf. Ons moet Psalm 119 nou saam lees, om by die einde van die boodskap te kom, vriende. Vriende, dit is belangrik. Die groter wonderwerk in hierdie gedeelte is by die disippels. Daar lê die wonderwerk. Kan ons vandag hulle reaksie sien en beleef, vriende, in hierdie geweldige storm wat gewoed het? Dit wat gebeur het, hoor wat sê hulle, wie is hy tog? Wie is hy tog? En ons kan vandag vir mekaar oorreed, vriende, hier in Hartenbos gemeente, of om ou taal te gebruik, hier in die tempel,
kan ons vandag vir mekaar ooreed? Want hier's hierdie een vraag wat die dominee nou die heeltyd vandag vir my, en kom ons bring nou hierdie vraag op die tafel. Wat is die doel van storms in ons lewe? Dis die vraag. Wat is die doel van die storms? En vriende, vandag kan ons hier vir mekaar ooreed in die tempel, saam as geloofsfamilie, kan ons mekaar ooreed dat storms is daar om jou te breek. Storms is daar om jou te verniel en te breek. Dit is die doel van storms. En glo vir my, jy gaan nie alleen wees as jy dit sê nie. En hier is dalk die groter wonderwerk in hierdie gedeelte. En dit is die ontdekking van die doel van storms in die teenwoordigheid van Jesus. En dit is dat die storms is daar om jou oë oop te maak vir wie hy werklik is. En 'n mens sou dink dat met al die storms wat in die disippels se lewe is, die storms waarvan ons lees, dat dit uiteindelik ook die grootste storm se ritme gaan wees. En dan moet ons sê dankie. Dankie Here Jesus dat U nie die resep gevolg het van om die kruis stil te maak nie. Of dalk miskien die mense wat hom gespot het stil te maak nie, sy vyande stil te maak nie. Waarby ek wil kom is dit, vriende. Hou vas aan Jesus. Hou vas aan Jesus. Dink vir 'n oomblik na aan jou storm. Daardie ding wat jy nie kan oplos nie. Daardie plek wat onseker is. Daardie gebed wat nog nie beantwoord is nie. Lees weer en kyk, Jesus is nie aan die ander kant van jou storm nie. Kyk mooi. Hy is saam met jou. En ek ervaar ook hierdie afgelope week, Jesus se woorde aan sy disippels is ook nie woorde van oordeel aan ons vandag nie. Waarom het julle 'n gebrek aan vertroue nie? Nee. Jesus nooi weer in. Moenie probeer harder glo nie. Asseblief vriende, kom nader. Al is dit na die agterkant van jou boot. Leer my ken en vertroue sal volg. En dalk is dit 'n stukkie ironie. Kyk in hierdie gedeelte, wat kan 'n slapende Jesus doen? Jy hoef nie jou storm te beheer nie. Daar's net een ding wat ons vandag moet onthou. Wie is in jou boot? Wie is in jou boot? Kom ons sluit net ons oë. Here Jesus, U sien my storm. U sien my vrae. Here, U sien my angs en my doodangs, my paniek, my vrese. Here, ek glo met my hele hart dat ons vanoggend saam kan wees en bely met ons lewe om weer U te vertrou. Nie omdat ons alles verstaan nie, allermins, Here. Maar ons vertrou U omdat U goed is. En omdat U goed is, nooi U ons om te rus. Ons wil graag leer om soos U te rus, selfs wanneer die golwe nog slaan. Here, ek bely met my hele hart, met al my krag en met al my verstand. U is in my boot. En dit is genoeg.
Amen. Vriende, kom ons staan vir die slotlied en sing van God se goedheid en liefde wat ons van alle kante gaan omvou. Kom ons staan. Vriende, as ek die seën klaar uitgespreek het, gaan ek ons tweede laaste kers doodblaas. En onthou, as ons die lig doodmaak in die tempel, dan gaan die lig in ons harte. En jy gaan weet, daar gaan ietsie meer wees as net Jesus in jou boot. Jy gaan lig daar ontdek, as ek dit doodgeblaas het. Ontvang die seën van die Here. Mag jy hierdie week nie net weet van God nie, maar hom ervaar in jou storm. Mag sy vrede jou hart bewaar. Mag vertroue weer opstaan in jou. Hy is in jou boot en hy los jou nie. Amen.